Wat is jou wenfoto van 2025? Ja, ek vra dit vir jou, want agter ons lê 2025 en voor ons lê 'n nuwe jaar wat die Here vir ons geskenk het in 2026. Baie welkom by hierdie eerste uitsending van 2026. Ons wens en ons droom is dat dit altyd tot seën van almal sal wees wat hierdeur aangeraak word. Dis 'n bediening wat begin het 'n paar jaar terug met COVID-tyd en dit gaan nog steeds voort. En ons wil graag hê, jy moet saam met ons droom, jy moet saam met ons hierdie pad stap ook in hierdie jaar wat kom. Geef vir ons kommentaar, deel die boodskappe mee, en ja, ons wil graag terugvoer ook hê van u, so voel asseblief vry om dit ook te doen. Maar as ek dan vir u vra, wat is die foto's wat in u gedagtes maal van hierdie afgelope tyd, dalk hier oor Kerstyd, dalk is u nog met vakansie, dalk het u nie 'n ruskans gehad nie, dalk is u van die mense wat reg deur die feestyd seisoen moes gewerk het. Ek weet nie, maar ek weet nie wat is die fotobeelde. As u so u selfoon vat en u blaai so deur die Engels, die gallery van die selfoon en kyk, waar was u dalk hierdie vakansietyd, of waar was die Kersfees, of wie was saam met u? Dit roep dalk mooie herinneringe, dit roep dalk iets op van, dis die eerste keer dat ons familie in 'n lang tyd by mekaar was. Dit roep dalk onthou op van dit was die eerste jaar wat ons in jare as kinders by mekaar was, of dit is dalk die eerste keer vandat ons getroud is. Dis die eerste keer wat 'n kleinkind saam met ons was. Daar was dalk groot vreugdes hierdie Kerstyd. Kinders wat opgewonde was vir geskenke wat hulle gekry het, of net om ergens te gaan vakansie hou. Of dalk was van die foto's ook 'n foto wat so met 'n stukkie heimwee, 'n traan in die hart was, wat gesê het, ek was alleen die Kersfees. Of dit was dalk 'n Kersfees wat nie so lekker was, want ek is dalk in die vorige jaar aangeraak deur siekte, of my familie wat my verstoot het, vriende wat my verstoot het. Dalk is ek deur 'n moeilike geestelike tyd, finansiële tyd. Dalk was daar hierdie Kersfees 'n stuk verlange na iemand wat nie daar was nie, of 'n stuk onvrede wat tussen familielede of vriende is. U hoor, broer en suster, vandag, wanneer ons praat in hierdie begin van 2026, dan onthou ons 'n klomp foto's, en jy ken die uitdrukking wat sê, een foto vertel 'n storie van 1000 woorde. Maar voor ons is hierdie afwagting, hierdie uitsien, wat gaan 2026 vir ons inhou? Die tweede fotobeeld, behalwe die Kersfeesbeeld wat dalk by jy vaststeek in die afgelope tyd en nuwejaarsvieringe, was dat daar uitslae was van die matrieks. En dit was die uitslae van die oorgang van 'n skool, van die een laerskool na 'n hoërskool. Kinders wat hulle uitslae gekry het na 'n jaar se akademiese werk. En nou hoor ek jaar vir jaar, wanneer daar die uitslae kom en die minister gee dalk 'n toespraak, dan praat hulle van die 3 R'e. Nou daardie R'e het my al selfs bietjie verwarrend gehad, want die woorde word nie met 'n R gespel nie, maar dit is daardie woorde wat uitgespreek word, het klink soos 'n R. Reading, writing, arithmetics. Ek moet self my tong knoop op baie keer met die laaste een veral, maar dit is die 3 R'e is dit waarop die opvoedkunde of die skoolbasis berus. Gesels met die opvoedkundiges en die onderwysers wat in daardie bedryf is, dan sal hulle altyd vir jou vertel van reading, writing en arithmetics. En dit het my sommer net laat dink, dalk moet ons net so 'n paar gedagtes, 'n paar R-gedagtes, wat regtig waar met 'n R gespel word, so aan die begin van die jaar deel. En ek gaan later in ons saam wees vandag, gaan ek dat ons lees uit Prediker 3, die baie bekende Prediker 3, wat gaan oor tyd. Maar daar is 6 woorde, en ek wil vir u vra, as dit moontlik is, dalk kan u dit op die selfoon ergens sommer net intik, dalk kan u 'n papier vat en dit neerskrywe, maar die 6 woorde, laat u dit ergens dalk vir u neerskrywe in die huis, of in die woonstel, of daar in die kamer, in die loop van die jaar die hele tyd na daardie 6 R'e gaan kyk, en kyk wat
sê dit vir jou en watter gedagtes bring dit by jou op? Want dis die reis waarmee God besig is. Die eerste R wat ek wil saam met u stil staan is rus. Nou weet jy, almal voel begin van die jaar, sekere dinge moet in plek kom, sekere dinge moet gebeur. Ander is dalk al reeds moeg, want hulle het nie gerus die jaar, of die vakansie nie. Maar God nooi ons uit om te rus by hom. En onthou, rus is niks te doen met luiheid nie. Dit beteken nie jy is lui as jy rus nie. Rus het te doen dat jy in God se teenwoordigheid kom vrede vind. Dat jy in God se teenwoordigheid sê, Here, ek kan nie hierdie dag, ek kan nie hierdie week, ek kan nie hierdie jaar aanpak. Ek het nodig om gereelde rustye by God in te bou. In my beplanning, in my dagboek, moet ek die heeltyd onthou. Dis die eerste R om te rus. Onthou dat u genoeg tyd maak om te rus by God hierdie jaar. Die tweede R is dalk rou. Dalk is daar nog 'n paar onafgehandelde dinge van 2025 wat u vir uself moet deurwerk of met die hulp van ander moet deurwerk. Dalk is daar dinge wat nog seer is in u hart. Dinge wat pynlik is, wat u dalk jare lank saam met u dra. Om te rou is om te sê, ek wil graag die pad stap van genesing, maar 'n rouproses is soms nodig om afskeid te neem van 'n stuk seer. En dit kom nie oornag nie. Van ons sit met rouskade as gevolg van ander mense se woorde of se dade. Ons sit met rou in ons hart wat ander mense dalk ons vertroue geskend het of hulle vertroue geskend het. Onthou, rou is deel van die proses van groei, dat jy kan ook deur dit groei en daardeur genesing ontvang. Rou beteken nie, jy's 'n swakkeling nie. Om te rou beteken reeds om te sê, ek is sterk genoeg, want ek weet aan die ander kant lê daar 'n stuk verandering. Daar's 'n tyd om te rou, sê die prediker. Die derde R is om te sê, Here, ons het raad nodig. Ons gaan ons omring met mense wat dalk vir ons raad gee, mense wat ons kan vertrou, mense wat ons regtig waar weet, wat wyse mense is, wat al 'n pad deur die lewe gestap het, wat kennis het, wat insig het. Maar ons het u raad nodig, in die grootste en in die klein dingetjies van die lewe. In elke tyd, in elke seisoen van ons lewe, het ons daardie raad nodig. Voor ek by die volgende 3 R'e dan kom, wil ek graag saam met u reeds Prediker 3 sy eerste paar verse lees. Prediker 3 vers 1. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, en soms ook 'n tyd om te haat. Begin jy saam met my verstaan hoekom ek hierdie 6 R-woorde net by u wil kom laat, en laat die Heilige Gees met u gesels, want daar is 'n tyd vir al hierdie dinge. Daar's 'n tyd om te rus, daar's 'n tyd om te rou, daar's 'n tyd om raad te vra, daar's 'n tyd om 'n deel van jou lewe te maak, om te sê, ek het respek. Ek het respek vir God, ek het respek vir myself, ek het respek vir ander mense, ek het respek vir my werk, ek het respek vir my land. Is dit nie waarna ons smag ook in ons land, dat mense weer respek het vir lewe, respek vir mekaar se sienings, respek vir mekaar se oortuigings? Dalk is dit van die dinge waarvoor ons kan bid.
Dalk gesels die Heilige Gees met u daaroor en sê maar, u moet intens daarvoor bid, dat die Heilige Gees dat die tyd sal maak, wat mense respek vir mekaar sal herontdek. 2026. Die 5de R, en dit is 'n naam wat soms polities belaai kan wees, maar dit is nie so nie. Daar was onlangs ook 'n paar jaar terug 'n fliek daaroor gemaak, of 'n film daaroor gemaak, en baie mense verwys ook daarna deur 'n politieke toespraak wat een van die vorige staatspresidente gegee het. En dis die 5de R, 'n Rubicon. Om die Rubicon oor te steek. Onthou jy die fliek van Hans steek die Rubicon oor, wat gegaan het oor die oom in die ouwe huis? Dis sommer so humoristische iets daarvan, maar om die Rubicon oor te steek beteken, dit is die beginsel wat geld, om te sê ek kan nie teruggaan nie. Dis 'n besluit wat geneem is, en ons moet nou vorentoe gaan. Daarvoor het ons God se raad nodig. Ons het nodig dat ons afskeid neem van die dinge wat ons terughou. Ons moet rou daaroor, ons moet afskeid neem daaroor. Jy sien, om die Rubicon oor te steek, vra dat ons onder leiding van die Heilige Gees sal rus, sodat daar die regte besluite geneem kan word. Of dit in jou huis is, of dit is in jou vriende is, of dit in jou besigheid is, of dit in jou boerdery is, of dit 'n verandering van jou werk is, of dit in die land is, of dit die verkiesing is, wat ook al vir hierdie jaar voorlê. Maar daar moet verseker 'n Rubicon oomblik wees wat ons oorsteek en sê ons wil nie teruggaan nie, want God lei ons deur sy wysheid, want dis tyd. Dis tyd om die Rubicon oor te steek. Die laaste R is iets wat ons jong mense na smag, iets wat baie van u sal kan beamoen, dat daar so 'n groot behoefte is op hierdie stadium daaraan. En dis aan rolmodelle. Die ware rolmodelle. Die Christus rolmodel wat sê, ek leef met die vrug van die Gees. Rolmodelle wat die voorbeeld stel van, ek sien iets van Christus se onvoorwaardelike liefde in jou en in my. Rolmodelle wat mense kan navolg. Ek en jy kan dalk daardie rolmodel wees. Ons is dalk op soek na rolmodelle. Kom ons bid vir mense wat rolmodelle kan wees in ons samelewing. Ons bid vir daardie rolmodelle wat ook in ons kerke, in ons skole, in ons gemeenskappe kan wees, wat mense kan leiding gee. Want met daardie rolmodelle kan ons ander mense beïnvloed. Kan ons die Rubicon oorsteek. Kan ons deur dit sê, maar ons het weer respek opnuut vir die omstandighede, respek vir mekaar se sienings, oortuigings, want ons rus by God, ons vra by hom raad. Sommige net so tussen hakies, en ek het gaan probeer somme maak, om van 2026 iets te voorspel, soos wat sommige mense nou verlede jaar gedoen het, maar ek het nou nie daar die som gemaak gekry nie. Al wat ek by uitgekom het, is dat daar 26 letters in die alfabet. Ons het 52 weke. As jy elke tweede week 'n ander letter vat, ons het nou heeltemal op 'n ander punt begin, som by R begin, maar wil jy as gesin, of jy as individu, of jy as vriendekring, dit nie as 'n uitdaging beskou, hoe jy op hierdie geestelike reis, net hierdie eenvoudige iets soos die alfabet, reis, want daar's 'n tyd vir rus. Daar's 'n tyd om te rou. Daar's 'n tyd om raad te vra. Dis dalk tyd vir respek. Dis dalk tyd om die Rubicon oor te steek. Dis tyd vir rolmodelle. Ek ken die ou storieetjie van die seentjie wat op sy knieë daar in die veld gebid het toe hy die skape opgepas het. En die priester stop by hom en hy hoor net die seentjie sê die alfabet op, A, B, C, D en so sê op. En toe hy by X, Y, Z kom, toe sê Amen. Toe sê die priester vir hom, maar wat het jy nou gemaak? Hy sê, maar hy het nou gebid. Die priester sê vir hom, seun, maar jy het nie gebid, jy het die alfabet opgesê. Hy sê, oom,
Ek het nie die woorde, ek het nie presies die woorde wat ek vir die Here wou gesê gevra het, maar ek glo, hy het die vermoë om daardie letters by mekaar te sit, om my hart te verstaan. Ek weet nie wat die foto's vir u wag nie. Ek weet nie wat die beelde daar wag vir jou mense, jou omgemense, jou kollegas in hierdie jaar nie. Ek weet nie watter uitdagings daar wag, as jy die foto's sien wat jy voor vrees, of wat jy voor bang is, of waarna jy uitsien, wat jy opgewonde is oor nie. Ek weet net God het die vermoë om die klomp foto's soos 'n alfabet van 'n seentjie by mekaar te sit en te sê, ek is jou raadsman, ek is jou redder, ek is jou sterke God. Dit wat ons 'n paar dae terug gevier het met Kersfees, toe ons gesê het, hy is Immanuel, God saam met ons elkeen. Mag God, sommer op 'n speelse manier wat ons hierdie jaar begin, saam met u reis, en vir u help om weer elke tyd te ontdek, daar's 'n tyd vir alles, en in al hierdie tye, is hy ons God, en sal hy met ons wees. Kom ons bid saam. Here, ons weet nie van mekaar se foto's in ons harte nie. Ons weet nie wat 'n beelde daar is wat nog seer is, of waaroor daar gedroom word, of waarna ons uitsien. Ons sien nie mekaar se galleries op die foto's nie, op die selfone nie, maar ons weet, in ons harte leef daar 'n klomp foto's en 'n klomp beelde. En in dit alles is u God. U verstaan elkeen van daardie 1000 woorde van daardie foto. En u beloof, u verbind u self om ons God te wees, ook in 2026. Lei ons, Here, ons het u nodig. Amen. Mag ons getroue God, ons Vader, wat vir jou en vir my baie lief is, die Jesus Christus, wat dit opnuut kom bevestig elke dag, die Heilige Gees, wat elke sekonde saam met jou sal wees, mag hulle al drie as een God vir jou en vir my lei in 'n opwindende 2026. Amen.